Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is dankbaar dat die Here nog 'n week gemaak het. Nog 'n week waarin ons diensbaar kan wees vir sy koninkryk. Ons gaan ook hierdie week dan ons reeks afsluit in die brief aan Filemon. En vanoggend lees ons dan saam verse 12 en vers 13. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie 'n gevangene is. Die stelling aan die begin van die gedeelte wat ons saam gelees het, speel 'n baie belangrike rol in die verstaan van die hele brief. Paulus stuur vir Onesimus terug na Filemon toe. En soos ons reeds vroeër in die brief gesien het, is die feit dat Onesimus, die slaaf, teruggestuur word na Filemon, nie noodwendig goeie nuus vir hom nie. Volgens die Romeinse regering is Filemon by sy volle magte om Onesimus in die tronk te sit, of selfs nog slegter as voorheen te hanteer, aangesien Onesimus nie in hierdie tyd iets het soos 'n arbeidswet of menseregte om hom te beskerm nie. Die gevaar was daar dat Onesimus self sy lewe kon verloor, aangesien baie slawe letterlik gekruisig is vir baie ligter oortredings. En van al hierdie dinge is Paulus self ook deeglik bewus. Paulus besef die gevaar om hierdie slaaf terug te stuur. Maar ons sien ook die hart van Paulus. Hy stuur sy hart saam met Onesimus. Filemon moet dit alles in gedagte hou wanneer Onesimus by hom uitkom. Onesimus gaan terugkeer met 'n besondere taak, maar ook in gehoorsaamheid, en dit alles rakende die evangelie. Filemon moet nie net vassteek in Onesimus nie, maar hy moet dit sien asof Paulus self ook daar staan en die brief aan hom voorhou. Paulus gaan dan ook verder deur aan Filemon te verduidelik dat hy graag Onesimus by hom sou wou hou. In Onesimus se dienswerk aan Paulus sou dit wees asof Filemon self vir Paulus bystaan, aangesien Onesimus sy dienskneg is. Maar wat hierdie vers vir ons duidelik maak, is dit waarby Paulus later meer eksplisiet ook gaan uitkom. Filemon en Onesimus is gelyk. Dalk nie in status of rykdom nie, maar in die oog van die Here is hulle gelyk. Hulle is beide diensknegte van die Here. En dit som die rede op vir Paulus se hele skrywe aan Filemon. Paulus poog nie om Onesimus se optrede enigstens te regverdig nie. Hy wil dit ook nie verdedig nie. Wat hy as slaaf gedoen het, was verkeerd. Maar Paulus kan vir Filemon oproep om volgens sy liefde vir God en sy naaste op te tree. En daarom is daar by Paulus nie vrees of twyfel om vir Onesimus terug te stuur na Filemon toe nie. Want hy weet op watter wyse Filemon vir Onesimus sal ontvang, ook as 'n gelowige. En Paulus herinner dan vir Filemon dat hy wat Paulus is, 'n gevangene is ter wille van die evangelie. As Onesimus dus by Paulus bly, sal dit ook beter wees, aangesien dit is ter wille van die evangelie. En so sien ons die kosbare realiteit dat God werklik alles ten goeie laat meewerk. As Onesimus teruggaan na Filemon toe, kom daar versoening tussen twee broers in die geloof. As Onesimus agter by Paulus bly, is dit 'n ekstra stel hande om ywerig die evangelie te verkondig. En so sien ons in die kort eenvoudige gedeelte, dat God by magte is om self die moeilikste omstandighede te gebruik, tot sy eer en tot opbou van sy kerk. Kom ons antwoord deur saam te sing in Psalm 20. Ons gaan daarvan verse 1 en vers 2 saam sing. En in die komende week se oordeenkings gaan ons elke oggend 'n spesifieke seënbede saam sing. En vanoggend dan in besonder Psalm 20, verse 1 en vers 2, en dan die kosbare seënbede in vers 2, mag hy sy heil en bystand stuur vanuit sy hoë heiligdom. En u uitsien en ondersteun van waar die hulp sal kom. Want ons hier werklik sien, ons hulp kom van die Here af. En wanneer ons dit van hom bid, sal hy dit ook vir ons gee. Kom ons sing saam Psalm 20, vers 1 en vers 2. Daarna gaan ek vir ons saam bid. O mag die Here u verhoor, in dag van nood en stryd,
en mag die naam van Jakobs God het ek in oorlogstyd. Mag hy sy heil en bystand stuur uit heiligdom en uit Sion ondersteun van waar u hulp sal kom. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vanoggend tot U kan bid. Dat U ook vir ons 'n nuwe dag gegee het, 'n dag wat U gemaak het en 'n dag wat getuig van U almag. U is ons Here en daar is geen ander nie. U is die een wat ons seën in oorvloed. U is die een wat vir ons voorsien. U is die een wat vir ons sorg. U is die een wat ons opreg liefhet. Daarom dank ons U vir die voorreg dat ons tot U kan bid en tot U kan sing en U naam kan bely. Wees met ons in die week wat voorlê. Mag ons werklik U naam groot maak in alles wat ons doen en wat ons sê. En dat ons werklik sal leef as lewende offers tot U eer. Here, vergewe genadiglik al ons sondes. Nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar alleen omdat U genade vir ons genoeg is. Amen. In ons medelewingsmoment vanoggend wil ek graag hê dat ons bietjie moet terugkyk op die jaar wat voorlê. En vanoggend wil ons dan besonder bid vir elkeen van ons medegelowiges wat iemand verloor het in die jaar wat verby is. Het was 'n moeilike en uitdagende jaar gewees. En ons begin nou daardie tyd van die jaar beleef waar ons planne maak saam met familie en vriende en saam wees en skielik is daar 'n sitplek leeg. En daarom bid ons vir elkeen dat hulle die troos van die Here ook in hierdie tyd mag raak sien. En dat ons as medegelowiges met mekaar sal meeleef, mekaar sal ondersteun en ook die troos van die Here in liefde teenoor mekaar bedien. Mag U werklik 'n geseënde dag hê. Totsiens.